Toe het hulle daarvandaan weggegaan en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand anders dit te wete moes kom nie. Hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer. En hulle sal hom doodmaak. En 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle het dit nie verstaan nie, maar hulle was te bang om hom daaroor uit te vra. Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, net het hy vir hulle gevra, waaroor het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Hy sê toe vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Toe het hy 'n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Johannes het toe vir hom gesê, Here, ons het iemand gesien wat in die naam bose geeste uitdrywe. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Moet hom nie keer nie, sê Jesus, want daar is niemand wat 'n kragtige daad in my naam sal doen, en net daarna minagtend van my sal kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories, en ons is vandag al in deel 34. As jy die voriges gemis het, hulle is almal op ons YouTube kanaal. Die wil van God vir jou lewe, nommer 1, is dat jy hom sal ken. Dis hoekom hy vir jou verlossing moontlik gemaak het. Moenie eers by my kom, waar gaan ek bly, wie moet ek trou, wat moet ek ry, wat moet ek vir 'n beroep beoefen as jy nog nie God ken nie. En as jy nog nie die moeite insit om hom te ken nie, want soek eers die koninkryk van God en al hierdie goed sal vir jou bygelas word. Soek God, maak hom jou nommer 1 prioriteit en jou pad soontoe is deur Jesus se kruis. Daar's nie 'n ander manier nie. Dis hoekom hy gesê die evangelie is die krag tot redding. Ek is soms baie benard en bedruk oor die feit dat ons nie meer besef wat die krag van die evangelie is in ons moderne dag nie. Dat dit nog steeds die beginpunt is. En dat dit is waar die krag lê, wanneer die Heilige Gees in mense begin werk, wanneer wedergeboorte begin plaasvind. Die wil van God vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En elke kerk in die hele wêreld se nommer 1 missie moet Jesus wees. En nooit iets anders nie. Om mense aan Jesus voor te stel dat hulle hom sal leer ken. Daar is nie 'n enige ander funksie buite dit wat 'n kerk se funksie moet wees, as om daai nommer 1 te doen nie. Dis die primêre fokus van sy kerk. En dis hoekom Jesus ons fokus is. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na sy woorde en sy werke. Kyk wat het hy gesê en te kyk wat hy gedoen. En wat het Jesus gesê? Maar Johannes 5, Johannes 12, het hy gesê, ek het net gesê wat ek my Vader gehoor sê het, en ek het net gedoen wat ek my Vader gesien doen het. Krisis en 'n raad klomp nonsens in die kerk ingekruip. As gevolg hiervan. Jesus het ons mooi verduidelik, dat dit is al wat jy sê, en dit is al wat jy doen. En deesdae het ons baie ander mense wat sê, God sê, die Heilige Gees het vir my gesê, en in die tussentyd is dit totaal die teenoorgestel wat in jou Bybel staan. En mense glo dit vir die waarheid. Dit staan nie eens daar nie. Ons is veronderstel om net te sê wat God sê, en God sal nooit teen sy reeds geskrewe woord enigiets sê nie. Voorbeeld, die Here wil hê dit moet met jou goed gaan, staan nie in jou Bybel nie. Teendeel, Jesus het gesê, in hierdie wêreld sal jy dit verseker moeilik hê. Hoe moet ek die wêreld oorkom? Dis 'n voorbeeld. Ons is veronderstel om net te sê wat God sê, en net te doen wat God doen. En Jesus het dit gedoen. Hy het ons aan God voorgestel. Jesus se nommer 1 taak op hierdie aardbol was nie om vir jou te sterf nie. Dit is nie die primêre rede hoekom hy hier was nie. Dis net nog 'n bewys, as jy dink dis hoekom hy hier was, dat dit gaan oor jou en nie oor hom nie. Sy primêre doel op aarde was om sy Vader te verheerlik. En vir my en jou die deur oop te maak om ook dit moontlik te kan doen. En om dit te gedoen het, wat het die Vader verheerlik? Om sy seun te stuur, sodat ek en jy hom kan ken. Dit het 'n effek op my en jou gehad.
Maar Jesus se primêre rede om hier te wees was om sy Vader te verheerlik. Nie die mens nie. En ons kry dit soms reg om hierdie om te draai en veral in die kerk. Die Bybel het ek al hoeveel keer gesê is nie geskryf vir sondaars nie. Hy is geskryf vir Christene. Sondaars lees nie die Bybel nie. En soms lees Christene die Bybel asof daai wat verkeerd is, die sondaar is. Dis vir jou geskryf. Dis nie vir my, dis nie vir die mens geskryf nie, dis nie vir die wêreld se sondaars geskryf nie, dis vir God se kinders geskryf. Hou dit altyd in gedagte as jy jou Bybel oopmaak. Want dis hoe jy God leer ken. Dis hoe jy gekonfronteer word met alles wat nie van God af in jou lewe is nie. En die dag wat jy God se redding in jou lewe beleef, die dag wanneer die Heilige Gees in jou 'n nuwe mens tot stand bring met 'n nuwe begeerte, anders as die mens wie hy gebore is met sy sondige natuur en sondige begeerte. Die dag as die Heilige Gees daai in jou doen en jy kom agter, Here, ek moet bely. Ek soek U. Na daai dag is jou Bybel vir jou. Prys die Here, hy het hom vir ons gegee. Prys die Here, hy het dit vir ons gegee. So dis hoekom ons hier aan tyd spandeer. Dis hoekom ons hiermee besig is. En waaroor ek vandag wil praat, is eintlik 'n moeilike onderwerp om oor te praat. En ek gaan nou vir julle sê hoekom is dit so moeilikheid. Ek het gehou van hoe ek hierdie rympie uitgedink het. Dis maar net hoe ek het uitgedink het. Die deeg van laaste wees. Die woordjie deeg beteken vir die wat nou dis nie brooddeeg nie. Die woordjie deeg beteken virtue in Engels. The virtue of being last. Die deeg van laaste wees. Vanoggend se boodskap gaan met ander woorde hoe om nederig te wees. En dis 'n verskriklike moeilike boodskap om te preek eintlik. En dis nie 'n maklike ding nie. Want die oomblik as jy sê, ek weet wat is nederigheid, dan het jy klaar verloor. Want jy is sopas klaar hoogmoedig gewees. Die probleem waarmee ons sit is, ons word met 'n enorme klomp hoogmoed gebore. Ons verstaan nie eers die konsep nederigheid nie. Hoogmoed is nie iets wat jy moet aspres doen of kies om te doen nie. Dit gebeur natuurlik met jou. Sonder dit, as jy moet konstant bewus wees dat jy in jou kondisie van hoogmoed lê, om regtig daarteen te beklei. Dis deel van jou sondige natuur, dis deel van die sondige mens waarin jy nog vasgebind is, nadat die Here jou nuut gemaak het. Dis Romeine 7, wat ek wil doen, doen ek nie, maar wat ek nie wil doen, nie doen ek. Soos Paulus dit vir ons verduidelik het. Jy is nog vas aan hierdie lyf, jy is nog in hierdie aarde en jou lyf is nie perfek nie. Maar daar's 'n nuwe mens wat in jou leef. Jou vleesmens is hoogmoedig en hy doen dit outomaties. Jou geesmens is 'n nederigheid voor God, is 'n kind van God, soek God. En as jy nie konstant teen jou hoogmoed beklei nie, voor jou oë uitvee, sit jy presies daar in hoogmoed. En dis hoekom Jesus hierdie vir ons geleer het. Onthou, weer eens, hierdie is nie vir sondaars geskryf nie. Jesus praat vanoggend met sy eie disippels. Julle weet, ons is behep in ons wêreld met wat is die beste. Julle weet, ons het nou die land met die sterkste man in die wêreld, bly nou in Suid-Afrika. Die beste MMA fighter in die wêreld, bly nou in Suid-Afrika. Die beste rugby span in Suid-Afrika, bly nou in Suid-Afrika. Ek bedoel, ons kan ons skouertjies breed maak, het maak nie saak hoe ons regering lyk nie. Daar's dit. Wie wil nie die beste wees nie? Imagine ons hou 'n konferensie en ons plak daar voor op die banner. Hoe om laaste te wees? Ek wonder wie gaan kom. Ek wonder wie gaan opdaag. Wie wil dit hê? Ek sê dit weer, is 'n moeilike boodskap om oor te preek, want die oomblik as ek daaroor preek, dan klink ek nou weer soos die ou wat weet hoe om dit te doen, en dan is ek klaar weer hoogmoedig. Jesus praat met sy disippels hier. Hoogmoed kom van self. En dis waaroor hierdie hele storie gaan. As jy dit so vinnig lees, dan lyk dit Jesus leer vir ons verskillende lesse hierso. Maar hy leer vir ons verskillende, hy leer net een les vir sy disippels. Nou, in hierdie reeks vat ons Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, en ons kyk so kronologies as moontlik deur Jesus se lewe en wat leer ons van God en van Jesus in hierdie 4 lesse. Ek het dit al gesê, nee, jou Bybel gaan nie oor jou nie en jou storie is ook nie daar binne nie. Dis God se storie. Dis hoe jy God leer ken. En dis wat ons in hierdie 4 evangelies kry. En hier het ek nou ingekoppie
Lukas se weergawe en Matteus se weergawe maar ek het net Markus se weergawe nou vir julle gelees. So nou gaan ons kyk na hierdie storie, maar ons gaan die ander detail wat in die ander stories voorkom, sodat ons die groot prentjie sien. Onthou, daar is verskillende evangelies, verskillende ouens wat hulle belewennisse gekommunikeer het. Dis hoekom die Bybel reg en akkuraat is. Want nie twee mense se weergawe van 'n storie is ooit dieselfde nie. As alles dieselfde was, moes ons gewonder het oor hoe werklik en waar is hierdie. Dis verskillende perspektiewe wat dieselfde beginsel kommunikeer. Maar jy kry 'n breër prentjie as jy al vier gaan vat en jy kopie hom in een in. Johannes het niks hieroor gesê nie, maar Lukas het hiervan gepraat en Matteus, behalwe Markus. So kom ons spring weg en lees ek vir julle die storie. Toe het hulle daarvandaan weggegaan en deur Galilea gereis. Ons het klaar gemaak die laaste keer waar Jesus 'n seun se demoon uitgedryf het, en toe hy sien die gehoor kom, toe maak hy homself uit die voete uit en hy kom weg. As jy nou laaste keer hier was. En soos ons nou geleer het, is die eerste gedeelte van Markus, die eerste helfte van Markus, is Jesus se publieke bediening gewees. Nou het hy weggestap en gesê, nou gaan ek net na my disippels op hulle fokus. So hy stel nie nou weer belang nie. So die eerste gedeelte het 'n publieke bediening gehad, eers die Jode, toe die heidene nasies, en nou is hy net besig met sy Jode. So hy bly nou uit die oog uit, die tyd het nog nie aangebreek vir hom om kruis toe te gaan nie. Hy fokus nou net op sy disippels, want sy disippels gaan met hardloop met hierdie boodskap. Dis waar hy nou is. So hy het daarvan al weggegaan, uit Galilea uit, hy's op pad om af te gaan Jerusalem toe, waar sy kruisiging gaan plaasvind. Hierdie sal die laaste keer wees wat hy in Galilea is, voordat hy die dood uit opstaan, voor hy weer gaan teruggaan Galilea toe. En Jesus wou nie hê dat iemand anders dit te wete moes kom nie. Hy was nou net toegespits op sy disippels. Hy het sy disippels geleer. Nou luister hoe begin hierdie storie. Hy het sy disippels geleer. Nou in hierdie gedeelte wat ons hier praat, ons praat van nederigheid soos ek nou gesê het, is daar 3 goed wat Jesus doen om ons nederigheid te leer. Die eerste ding wat hy doen is hy gebruik homself as 'n voorbeeld. Die tweede ding wat hy doen om vir my en jou te sê, nederigheid is die krisis in jou lewe waarteen jy elke dag gaan moet oorlog maak, is hy gebruik 'n baie relevante illustrasie wat tot vandag toe nog my en jou elke dag herinner dat nederigheid is 'n geveg waarin ons is. En die laaste ding wat hy gedoen is hy gebruik ons omstandighede om ons nederigheid te leer. So ons gaan dit hierso sien. Die ander ding wat ons ook hierso sien is wat doen hoogmoed? En hoe funksioneer hoogmoed is die teenoorgestel van en hier is 4 spesifieke goed wat ons gaan leer oor hoogmoed ook in hierdie stuk. So hy het sy disippels geleer en waar begin hy? By homself. Die seun van die mens word in die hande van die mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak en 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. So hier is die tweede keer wat ons sien Jesus vir sy disippels sê ek moet sterf. Nou die Jode kon dit nie begryp nie. Vir die eenvoudige rede, ons is die Jode. God het ons gekies nog voor ons geboorte. Dis hoekom ons besny word. Ek is God se volk, ek's belangriker as elke ander nasie op die aardbol. Ek behoort aan God. Dis die Jode. En elke Jood het so gedink en geredeneer. Dis hoogmoedig. Die Fariseërs het op die straat gestaan en bid dat almal hulle moet hoor. Hulle het geld gegee dat almal dit moet sien en dat hulle vir hulle hande klap gee. Toe kom Jesus en sê nee, dit moenie so wees nie. Die Jode het geglo, ons is verhewe bo die res en ons Messias gaan kom en hy gaan vir jou ore aansit en hy gaan 'n paleis intrek en ons gaan die wêreld regeer. Ons is die beste nasie. En hy praat met sy eie disippels. Hy's besig met hulle. En hulle het sopas nou so 'n paar hoofstukke terug vir hom gesê, hy is die Messias. En hulle sien al klaar, maanskyn rose, hier kom dit nou. En toe Jesus die vorige keer vir hulle sê, julle verstaan nie mooi nie, ek moet verwerp word, ek moet ly, ek moet doodgaan en dan gaan ek opstaan. Toe bestraf Petrus hom somme. En toe bestraf Jesus hom terug. Dis die tweede keer wat Jesus dit sê. Dit het net nie vir hulle sin gemaak om dit te hoor nie. Hulle kon dit nie inneem nie. Ons is aan die Jode. Die Messias is dan vir ons beloof deur die God van die Jode. Wat die see oopgemaak het, wat die 10 plaae gestuur het, wat ons gesorg het in die dag met kos en in die nag het hy ons warm gehou met vuur. Ons het Elia gehad. Ons het vir Dawid. Christus, ons is die Rome. En Jesus sê, ek word in die hande oorgelewer. Nou, hier is nie 'n profesie nie,
Hierdie is teenwoordige tyd. Jesus sê nie hier dit gaan gebeur nie. Hy sê dit word in die hande van mense oorgelewer. Dit gebeur nou terwyl ek hier by julle staan. Waarvan praat hy? Hy praat nie hier van Judas nie. Want ons weet, Judas het vir Jesus oorgelewer aan die Joodse leiers. En ons weet die Joodse leiers het vir Jesus oorgelewer aan Pilatus. En ons weet Pilatus het Jesus oorgelewer aan die soldate om hom nou te kruisig. Dis nie waarvan hy hier praat nie. Hy praat hierso vir daai preek wat Petrus gepreek het, net nadat die Heilige Gees oor hulle uitgegiet is in Handelinge 2, vers 23. Wil dit vir julle lees. God het besluit en dit vooruit bepaal, het die Heilige Gees met Petrus gedeel toe hy opstaan en preek. Vir die eerste keer, onthou Petrus is die ou wat weggehardloop het toe Jesus gekruisig is. Om hom aan julle uit te lewer. Dis waarvan Jesus hier praat. God het hom sopas oorgegee, sy Vader het hom sopas oorgegee. Daai woordjie oorlewer is 'n wettiese terme. Hy word oorgegee vir veroordeling. Hulle arresteer jou en hulle word oorgegee nou aan 'n geregshof en die hof gaan jou nou veroordeel en dan word jy toegesluit. Dis 'n wettiese terme. En Jesus sê in sy woorde, ek word nou oorgelewer in die mense se hande. Dis hoekom ons op pad is Israel toe. En hierdie is hoe nederig 'n mens moet wees. Ek is die God van die heelal wat glad nie nodig het om hierdie te doen nie. Ek het nie die mens nodig om voor te bestaan nie. Ek hoef nie myself te gee nie. Wat dit ook beteken is God se wil sal geskied, of jy nou daarvan hou of nie. So hy sê, ek word nou oorgelewer deur God. En dan gaan ek 3 dae daarna gaan ek uit die dood uit opstaan. En dis nou nogal interessant. Kyk wat skryf Matteus hieroor. Matteus gee vir ons 'n bietjie ander inligting. Hy sê hieroor het hulle baie bedroef geword. Hulle kon dit nie begryp nie. En natuurlik 3 jaar saam met die verlosser van die wêreld, Jesus Christus, loop op water, sien hoe word demone uitgedryf, kry kos wat sommer net vermeerder wanneer ek dit uitdeel. Ek kry self krag om demone uit te dryf en wonderwerke te doen. En vertel vir my, hy gaan nou dood. Ek's bedroef, en dit is 'n diep bedroefheid. Lukas gee vir ons nog detail. Kyk wat sê Lukas. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie. Hulle het nie verstaan wat Jesus vir hulle sê nie, maar dit was bedek. Hoekom? Ek dink nie ons besef altyd dat ons nie wil weet wat in die toekoms gaan gebeur nie. Het jy al ooit daaraan gedink? Ek wens die Here wil vir my wys wat gaan gebeur in die toekoms. Het jy al ooit daaraan gedink dat jy nie die emosionele kapasiteit sal kan hê om dit te kan hanteer nie? Ja, ek wil net die goeie weet, ek wil nie die slegte weet nie, wat ook kom, en dit sal weer kom. Dink jy regtig jy het die emosionele kapasiteit om dit te kan hanteer wat gaan kom? Veral as dit sleg is. Wanneer jy doodgaan, wanneer jou geliefdes doodgaan, wanneer 'n wêreldtragedie gebeur. Hoe mooi is dit dat dit bedek is? Dat hulle nie weet wat kom nie. Hulle wil net nie verloor wat hulle het nie. Dit is hoekom ons hartseer is. Maar hulle was te bang om hom daaroor uit te vra. Hoekom was hulle bang om vir Jesus te vra oor wat dit beteken? Want hulle het dit mos nou al 'n paar keer gedoen. En Jesus het hulle mos nou al so reguit vertel. Is julle nog steeds so traag? Jesus het hulle mos nou al reguit 'n paar keer vertel. Verstaan julle nou nog steeds nie? Hoe lank nou nog voordat julle gaan begryp waarmee ek besig is? So, kom ons vra nie nou weer hierdie vraag nie. Kom ons los dit nou net. En kyk wat gebeur net nadat Jesus hulle so pas vertel het van sy vernedering, van sy lyding, van sy vermindering, selfs gelyk word aan die dood. Kyk wat gebeur net daarna. Daar het 'n stryery onder hulle oorstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Christus, sê Lukas. Hulle is op die pad. Net daar, Jesus praat van sy vermindering, sy lyding, sy vernedering, en hulle praat van hulle verhoging, van my vermeerdering, hoe belangrik ek is. Wie gaan aan sy linker en sy regterhand staan langs sy troon? Wie gaan sy hoof van sy weermag wees? Wie gaan die main worship leader wees? Wie gaan die main preke preek? Wie is die belangrikste? Daai goed. Hierdie ouens loop al 3 jaar agter Jesus aan. Wat is die kans dat jy vanoggend hier sit en jy vir my vertel,
dan is ek nie meer hoogmoedig nie. Jy het jouself sopas verkeerd bewys. As ek vanoggend hier so staan en sê vir julle, ek het nederigheid bereik, het ek sopas klaar verloor. Dis hoe erg hoogmoed in my en jou lewe teenwoordig is. Jy kan nie daai plek bereik nie. Want as jy dink jy het hom bereik, het jy hom weer verloor. Nou, 'n stryery onder hulle ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Wie van ons is die meeste? Wie van ons is die beste? Imagine jy staan om die braai. Doen ons dit nie klaar nie? Hier is ouens, daar is niks soos 'n Toyota nie. Jy het nog nie my bakkie gesien nie. En waar hy oral kan ry nie. As kinders op skool doen dit, my pappa is die beste, want almal wil die beste wees. Almal wil die grootste wees. Dis eintlik belaglik as jy dink, dis hoe dit is. Is dit nie ons mekaar uithaal, sosiale media, Facebook oral, wel, jy kan maar praat soos jy wil, ons is die beste rugbyspan in die wêreld. Ons doen hierdie die hele tyd. Ons besef dit nie. Lukas gee vir ons hierdie bietjie detail. Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was, want hulle het nie direk met hom daaroor gepraat nie. Ek sien net hierdie prentjie hoe loop Jesus, hulle seker net so eentjie agter hom, stamp in mekaar en stoot in mekaar so stout kinders in die kar op pad see toe. Jy weet nie wat die gesprek is nie, maar jy weet jy gaan nou omdraai en hulle uitsort. Weet? Op pad, gedagtes, hou hulle self besig. Maar Jesus weet, want hy is Jesus. Jy weet, as die Here vir jou kyk, weet hy presies wat gaan aan binne in jou lewe. Hy weet hoekom het hy aan daai kruis gesterf. Hy weet hoekom het die mens daai verlossing nodig gehad. Hy het nie getwyfel daaroor nie. Want hy vir jou kyk, sien hy jou. Hy sien nie net jou buitekant nie. Dis eintlik so vreemd dat die disippels so lank gevat het om dit agter te kom. Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, en kyk hoe briljante leerder is Jesus. Hy gaan nou hulle omstandighede, hy gaan nou hierdie omstandighede waarin hulle nou is, gebruik om vir hulle hierdie les te leer van hoogmoed en nederigheid. Hy gaan nou hierdie gebruik. Laat ek dit net gou sê oor hoogmoed. Hoogmoed veroorsaak dat eenheid verlore gaan, soos met die disippels. Hulle het nou met mekaar gestry oor wie is die beste. Daai samehorigheid, daai ons is almal ewe afhanklik van Jesus, is weg. Want ons is besig om te praat oor wie is die beste. Dis wat hoogmoed doen, hy vernietig eenheid. Toe almal daar by mekaar kom, Kapernaum, het hulle gevra, waaroor het julle langs die pad geloop en praat? Maar hy het klaar geweet. Maar hy wil nou vir hulle sê, hulle moet vir hom sê, sodat hy nou vir hulle hier kan leer. En kyk wat gebeur toe, hulle het egter niks geantwoord nie. Hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Hoe verleef was hulle nie? Jesus het gepraat van sy vermindering, van sy vernedering, en ons praat oor ons verhoging, ons vermeerdering. Ons praat oor hoe belangrik ons is en wat die een is die heel belangrikste. Hier's 'n skerp kontras. En hulle kon niks sê nie. Ek bedoel, ek dink Petrus was op daai stadium baie bang. Jesus het hom bestraf van die duiwel is besig om deur hom te werk. En kyk hierdie mooi prentjie. Jesus het gaan sit en die 12 geroep. En dis hoe hulle dit in die Joodse tyd gedoen het. Vandag as iemand jou leer, dan staan hy mos op 'n verhoog en hy staan en hy praat met jou en jy sit daar of in 'n auditorium wat so sit of so plat of hy praat hier van bo af oor jou. Jy weet mos dis hoe ons in vandag se kulture doen. In die Bybelse kultuur is dit die Joodse rabbies dit gedoen het. Hulle het gaan sit en dan het jy op die grond by sy voete gesit om by hom te leer. En dit was 'n ernstige oomblik en hierdie was 'n intense oomblik en hierdie was 'n belangrike oomblik. Jy moet nou jou ore spits, hier's ons nou. Dis die prentjie wat ons hierso kry. Nou gaan ek julle leer. Ek gaan hierdie gebruik wat jy so pas gedoen het om vir jou te sê hoe moet dit eintlik wees. Hy sê toe vir hulle: as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Dis ons veronderstel om daai konferensie te hou wat sê hoe om laaste te wees. Want daai is Jesus se woorde. Dan gaan ons mense kry wat dit wil bywoon. Ek weet nie of enigiemand daarvan hou nie. Dis baie konfronterend. Hy praat nou met sy disippels, hulle is almal syne. Hy's nie besig om vir sondaars hier te preek nie. Hy sê as jy
die belangrikste wil wees, gaan jy moet kies om almal se dienaar te wees. Jy gaan moet kies om laaste te wees. Dit kom nie vir my en jou natuurlik nie. Ek wil graag belangrik wees, ek wil graag hê my naam moet genoem word, ek wil graag hê iemand moet erken dat dit wat ek doen is goed, of dit wat ek gedoen het tot nou is briljant. Dis nie lekker om nie daai erkenning te kry nie, ek soek daai erkenning. Wie is die grootste in jou lewe? Jy moet jouself daai vraag vra. Is dit ek of is dit die Here? Is dit ek of is dit die Here? Is dit altyd die Here of is dit soms die Here? Wie eerste wil wees moet laaste wees. En kyk hoe illustreer hy dit vir hulle, en hierdie is 'n illustrasie wat prakties is in my en jou lewe. Hy het homself eers as die voorbeeld gebruik, en nou gaan hy 'n ding gebruik waarmee ek en jy elke dag gekonfronteer is om ons hierdie les te leer. So hoogmoed veroorsaak die afbreking van eenheid. Die tweede ding wat hoogmoed veroorsaak is, hoogmoed laat kom jou laaste. Jy verbeur die eer van eerste kom as gevolg van hoogmoed. Hy vat toe 'n kindjie geneem en tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê. Nee, wat 'n mooi prentjie. As jy hierdie gaan opswaat in die oorspronklike teks, daai kindjie wat hy geneem het was iemand wat in sy arms kon optel, wat hy kon neersit, wat kon staan, wat al kon loop. So jy praat van 'n Peter, praat nie van 'n groot mens, jy praat van 'n kind. So die simboliek van hierdie kind is dit is kwesbaar. Dis die kwesbaarheid van die kind wat hy vir hulle voorgee. Die kind het nog geen prestasies bereik nie, nog geen suksesse bereik nie. Die kind het niks om te gee nie. Die kind is totaal afhanklik. Soos wat jou kind van jou afhanklik is met geboorte. As jy jou kind gaan los, gaan hy net sterf. En dis die beeld wat Jesus wil hê ek en jy in ons koppe moet inkry. En hy wil hê vir twee redes, as ons Matteus, Markus, as ons kyk in Markus en Matteus en in Lukas, doen hy dit vir twee redes. Die eerste rede hoekom hy dit doen is, sodat hy vir ons kan wys hoe sien hy ons, en sodat ons kan sien hoe ons dit moet sien. En dit gaan jy hierso sien. Hy laat die kind daar staan, voor hulle. Weerloos, kwesbaar, niks om te gee nie, totaal afhanklik, vir lewe. En Jesus sê hierdie woorde, elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang my, en elkeen wat my ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. Nou moenie uit die oog uit verloor die konteks van hierdie storie nie. Sy kinders is die 12 disippels. Het nou net met mekaar gestry. En kom ek sê vir julle, hoe sien ek julle? Ek sien julle soos hierdie kind wat ek hier in die middel van hierdie vertrek nou neersit. Totaal afhanklik van my. Nou beklei julle onder mekaar met mekaar. Ek sê vir jou, jy is besig om my en die een wat my gestuur het te verwerp. Hoogmoed verwerp God, met ander woorde. Ek sien jou as my kind. Daar's vir een of ander rede hierdie idee in die kerk dat mense kan verby hierdie absolute afhanklikheid van God beweeg na 'n groter geestelike stasie en level toe, waar jy nou wyser en slimmer is en nader aan die Here is. Daai bestaan nie. In jou klein puny brein is daar geen manier om by die grootheid van God uit te kom nie. Nie as 'n mens nie. Of die volheid van God te begryp in hierdie wêreld, terwyl jy nog steeds in 'n lyf is nie. God sal ons altyd so sien, as sy kinders, totaal afhanklik. Hy het jou nie nodig nie. Hy gee jou die voorreg om deel te wees van sy koninkryk. Dis nie jou reg nie. Dis hoe hy my en jou sien. En dis hoe hy na ons kyk. Dis hoe hy na jou gaan omsien, soos sy kind. En dis hoe ons as broers en susters na mekaar veronderstel is om te kyk. Sê Jesus. Kyk wat sê Matteus. Hier is hoe Matteus sy weergawe vertel het, hoe Jesus het gesê het. As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. As jou hoogmoed in jou lewe regeer, is jy nie eers deel van God se koninkryk nie. Dis hoe erg dit is. Dis verskriklike harde woorde hierdie. As jy nie besig is om te sê, Here, U is my koning,
Minder van my en meer van u. Ek is my grootste vyand, u is my grootste aanwinst nie. Is jy in moeilikheid? Is jy nie deel van sy koninkryk nie. Dis hoe jy jouself moet sien, en wanneer jy met enige iemand anders te doen kry, wat ook die verlossing van die Here in hulle lewe beleef het, hanteer hulle diensbaar. Ek wil net gou op hierdie moment sê, dat ook krisiskerkmense is sensitief. Niemand moet iewers in 'n gesprek iets noem wat die Here gesê het wat my konfronteer nie. O, my maat, jy gaan die hel op jou kry. Asof ons nie moet sê wat God gesê het nie. Kan jy asseblief vir my oplet dat dit is Jesus hier wat besig is om sy disippels te leer. En hy doen dit in liefde. Want liefde bly nie stil nie. Nooit nie. Liefde verheug hom oor die waarheid. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, hier is wat die Here sê en hier is wat die Here doen en dit konfronteer jy in jou leefstyl en jy sê jy's 'n kind van die Here. Moenie omdraai en jou vinger in sy neus druk en vir hom sê, jy's besig om my te verwerp en jy verwerp met ander woorde die Here nie. Sê daai ou wat die woord sê of doen hy nie? As hy sê wat die woord sê, het hy jou in liefde reg gehelp. Hy het eintlik presies gedoen wat hy moet doen. Soos wat Jesus nou hier met sy disippels doen. Hy gaan aan, hy sê, wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Johannes het toe vir hom gesê, Here, ons het iemand gesien, kyk nou hier nou, né? Hier is nou daai, Jesus gebruik eers homself om te wys hoe werk het, en dan gebruik hy die illustrasie van ek en jy, wat elke dag in ons lewe met ander mede-Christene gekonfronteer word, om onsself te herinner aan nederigheid. En dan gaan hy en hy gebruik omstandighede, om vir ons te wys, dat dit is ook veronderstel om ons aan nederigheid te herinner. Johannes het begin skuldig voel terwyl Jesus praat. Johannes sy disipel. En dis hoekom hy hierdie vraag vir Jesus vra. Okay, hierdie kindjie illustrasie laat dink my nou aan 'n ander ou, wat in Jesus se naam iets gedoen het. Here, ons het iemand gesien wat in die naam bose geeste uitgedryf het. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. Want dis wat hoogmoed doen. Hoogmoed veroorsaak eksklusiwiteit. Kliks. Julle het al baie gehoor. Ag, daar by die kerk gekom, daai mense is net 'n klomp kliks. Hulle staan om ons sulke groepies in gesels. Hulle reik nie uit nie, hulle worry nie oor 'n volgende ou nie. Jy sal altyd daai beskuldiging kry. Veral vir mense wat dink dit gaan oor hulle. Kliks. Ons het van gesê moet ophou, maar hy was besig om in die naam van die Here bose geeste uit te dryf, in die naam van Jesus. So hierdie ou was 'n gelowige in Jesus Christus. Hy het Jesus gevolg en hy het in die naam van Jesus begin funksioneer, los van die 12. Okay, jy sien hoe hoogmoedig is die 12. Jesus se eie disippels wat nou al feitelik amper 3 jaar saam met hom rondtravel. Ons het van gesê hy moet ophou. Ons het hom probeer keer. En kyk hoe antwoord Jesus hom. Moet hom nie keer nie, sê Jesus. Want daar is niemand wat 'n kragtiger daad in my naam sal doen en daarna minagtend van my sal kan praat nie. Hy gaan nie nou daar kan sê in die naam van Jesus wyk, gaan weg duiwel en net daarna dan gaan hy omdraai en dan kan hy iets sleg sê van Jesus nie, want hy het sopas Jesus se naam gebruik. Jesus sê los hom. Dis soos Paulus wat in die tronk gesit het en Paulus se manne kom op by hom en sê, daar's ouens wat vir allerlei ander redes besig is om Jesus se naam te gebruik om die evangelie te verkondig, soos om geld te kry en allerlei sulke goed en Paulus sê vir hulle, word Jesus se naam verkondig? Hulle sê ja, hy sê los hulle. Let them go. Let them go. Dis veronderstel as jy in daai plek kom van konfrontasie en jy kom agter jy en iemand anders wat saam met jou die Here dien is nie op dieselfde bladsy nie. Nie gaan dink jy is beter nie, net omdat iemand iets op 'n ander manier doen as jy nie. Let them go, sê Jesus. En toe sê hy hierdie woorde, wie nie teen ons is nie, is vir ons. Elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke sal gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. En hoe mooi sluit hierdie storie nie af nie. Daar's 'n beloning vir nederigheid. Jesus sê elke een wat vir my disippels 'n koppie water gee om te drink.
sal daar 'n beloning voor wees. En dis wat ons veronderstel is om te doen vir mekaar. Dis wat ons veronderstel is om te doen met mede-Christene, mense wat saam met ons die Here dien. So Jesus het sopas sy disippels 'n les geleer met dit wat onder hulle gebeur het. Hy het eers homself gebruik as 'n voorbeeld om vir hulle te wys hoe werk nederigheid. En toe het hy gegaan en hy het 'n illustrasie gemaak van ek en jy word elke dag met mense gekonfronteer. Ander gelowiges soos ek en jy. En maak seker jy's aan die nederige kant. En dan gaan jy met mense te doen kry wat nie deel is van waarvan jy deel is nie. Miskien 'n ander denominasie, 'n ander kerk. Wat ook in die naam van Jesus. Maak seker dat jy aan die nederige kant is. Dat jy doen wat nodig is om te dien en dat jy sê wat nodig is in liefde. Maak seker jy doen dit. Dis waar jy jouself begin moet leer ken. Wat leer ons by Jesus? Dis maklik om hierdie stuk te vat en vir julle alles te sê oor wat ons moet leer in hierdie stuk. Dis moeiliker om te sê wat leer ons van God. Want meeste mense sê wat moet ons leer? Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Wat leer ons oor God? Nommer 1, sy wil sal geskied. Wat hy wil doen, sal gebeur. Selfs Jesus Christus het dit gesê. En as hy dit bepaal het, gaan dit gebeur. Jy kan nie daarteen bid nie, jy kan dit wegwens. Wat God beplan, sal gebeur. Ek hoor baie keer hierdie ding, wat mense sê, wat is die plan van die Here vir my lewe? Ek het dit nou gesê, die plan van die Here is dat jy hom sal ken. En wanneer jy die Here begin dien, het hy nie, dan kom mense maar, ja, maar wat is die spesifieke plan van die Here vir my lewe? Daar bestaan nie so iets nie. Want jou lewe is nie waar dit gaan nie. Dis sy lewe. Hy het 'n plan vir die wêreld en wanneer hy jou red, maak hy jou deel van daai plan. En dis dan waar jy leef, want jy het jou lewe neergelê en jy het opgestaan en jy leef nou sy lewe, wat hy vir jou beplan. Hy het 'n plan vir die wêreld en wanneer hy jou red, word jy deel daarvan. En sy wil sal geskied, of jy daarvan hou of nie. Nommer 2, hy was die perfekte voorbeeld van nederigheid. Hy was die perfekte voorbeeld van nederigheid en hy het dit nooit gesê nie, hy het dit gewys. En die oomblik as ek en jy sê, ek dink ek's 'n nederige mens, dan het jy klaar verloor, want dit is 'n hoogmoedige stelling. Nommer 3, God vereis nederigheid. Jy sal die koninkryk van die hemel verloor, as dit nie is waar jy leef nie. En nommer 4, God beloon nederigheid. Hoe? Ek kan jou nie sê nie. Maar hy het nie gespesifiseer nie, maar hy doen. Ek wil afsluit met hierdie laaste skrifgedeelte, en Paulus het hierdie geskryf vir die kerk in Filippense. En ek lees dit net vinnig, ek gaan dit nie als so eksegeties vir julle ontleed soos ek sopas het nie. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees en die innige meegevoel en meegelewing, met ander woorde opgesom, aangesien julle al die goedheid van God beleef het, deur hy homself nederig kom maak het. Aangesien hy jou voorbeeld is, aangesien, maak dan nou my blydskap volkome. Paulus sê, maak my nou bly asseblief. Deur eensgesind te wees, deur ook dieselfde gesindheid te hê as wat Jesus met jou gehad het. Fokus op hom. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander een hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Die geselfde gesindheid moet in julle wees, waar daar ook in Jesus Christus was. En dan gaan hy aan en hy verduidelik vir jou, hoe was die gesindheid van Jesus en hoe hy homself verneder het aan die mens en homself verneder tot aan die dood. Dood aan 'n kruis. Om vir my en jou te wys wat die pad is in sy koninkryk in die koninkryk van die hemel in. Daar's net een manier. Dis om laaste te kom. Maak dit jou missie. Bly gefokus op die Here se gesig en wat hy gesê het. Maak dit jou missie om laaste te kom. Solank as jy gaan probeer om die beste te wees, hoogmoed gaan al die eenheid in jou lewe vernietig. Hoogmoed gaan maak dat jy die Here se beloning verbeur in jou lewe. Hoogmoed gaan maak dat jy laaste kom. Hoogmoed is iets wat natuurlik in my en jou lewe opstaan. En dis maklik om 'n vinger na die wêreld toe te wys daar buite en te sê dit gebeur daar.
Dit gebeur hier meer as enige ander plek. En dis waar hy die hele tyd sy kop uitsteek. John Piper sê, jy sal hoogmoed beklei tot die dag van jou dood. Wees beraad, wees gewaarsku, wees geïnspireer, hoor vanoggend die woord van die Here. Die ou wat ore het, laat hom hoor. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys en ons gee al die eer vir hierdie woord. Ons wil U dank vir dit wat U in ons lewe gedoen het en vir wie ons is. Dankie vir die volheid van die krag wat deur die Gees in ons werk. Ek wil bid dat ons paraat sal wees. Dat U Gees ons sal wys. Dat U ons sal help en bewus sal maak van ons arrogansie en hoe groot ons onsself maak en hoe mooi ons onsself maak en onsself dan nog verbeel ons lei in 'n swak selfbeeld ook. Kom help ons, Here. Kom vergewe ons, kom lei ons. Gee ons die moed en die ywer om soos U te kom dien, om op te daag om te dien en nie om ons stempel af te druk nie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.